Goeiedag en baie welkom weer saam met ons by ons oggendoordenkings. En ons is besig om te kyk, hoe kan ek en jy 'n buitengewone mens wees in 'n tyd soos hierdie? Ons gebruik die lewe van Maria. Ons het Sondag so iets gekyk van die lewe van Hanna, wat 'n gebed gebid het en 'n seun ontvang het, Samuel. En iets daarvan deel ons in hierdie verhaal weer vandag in die lewe van Maria. Hoor hierdie gedeelte, Lukas 1 vanaf vers 49. Want hy, die magtige een, het groot dinge vir my gedoen. Heilig is sy naam. Sy ontferming strek van geslag tot geslag oor almal wat hom eer. Hierdie gedeelte het vir my twee groot komponente. Die een gedeelte was, die Here het vir my groot dinge gedoen. En heilig is sy naam. Iets wat Maria bid, maar ook iets wat Hanna gebid het. Sy het teruggegaan na die tempel toe. Sy het vir Eli gesê, hier is die seun wat die Here vir my gegee het, Samuel, en nou wil sy die Here aanbid vir wat hy gedoen het. Dis iets van wanneer ek en jy buitengewoon begin leef, wanneer die Here iets vir ons begin doen, moet ons nooit vergeet om hom die eer te gee nie. Nooit ophou dankie sê vir die groot wonderlike dinge wat die Here vir ons gedoen het. Soveel keer vergeet ons dit. Ons raak so weggevoer in die groot dinge wat hy doen, en ons is so besig en ons werk so hard, en op 'n stadium begin ons amper vergeet, dis hy wat die werk doen. Dis hy wat die groot dinge doen. So, die eerste ding is, die Here het groot dinge vir my gedoen, en ek sê dankie. Die tweede een is, sy ontferming gaan van geslag tot geslag, is ook weer terug na Hanna toe. Onthou, Hanna het Samuel teruggebring. En in haar gebed was, Here, as U vir my 'n kind gee, sal ek hom teruggee vir U. Hanna het 'n belofte gemaak, en sy onderhou daai belofte, en deel van die belofte gaan van geslag tot geslag. As ek en jy die koninkryk van God, die goeie nuus, as ek en jy die lewe van Christus wil oordra van een geslag na die volgende geslag, moet ek en jy getrou bly. Ons moet eers iets goeds ontvang, en ons moet daai buitengewone lewe leef in 'n tyd soos hierdie, maar ons moet nooit vergeet om dit terug te gee nie, oor te gee. Dis wanneer ons dit weggee, wanneer die volgende geslag iets daarvan beleef. So in Samuel se lewe, of kom ons sê in Hanna se lewe, kan jy dink daar was nie 'n Samuel nie, daar's nie die boeke in die Bybel 1 en 2 Samuel nie, daar was nie 'n Samuel in Dawid se lewe nie, kan jy dink die geskiedenis van Israel, as Hanna nie teruggegee het nie, net so in jou lewe. Dalk sit jy met beloftes van die Here, wat ons land, wat jou dorp, wat jou kerk, wat jou werk, jou skool, jou plek, so kan verander, met jy onthou, hy doen dit van geslag tot geslag. Jy moet die goeie werk wat God in jou doen, moet jy weggee, teruggee, sodat hy dit kan aanhou doen in ander mense se lewens. Kom ons bid saam en sê saam dankie. Hemelse Vader, ons kan hier saam bid en sê, U het vir ons groot en goeie dinge gedoen. U het ons land beskerm en bewaar, Here. U het ons as mense iets van die koninkryk, die evangelie, U krag gegee. En Here, U roep ons om buitengewone mense te wees. Maar Here, terselfdertyd help ons om getrou te wees aan U beloftes en terug te gee die goedheid, die geskenke, die gawes wat U vir ons gee. En so kan U goedheid gaan van geslag tot geslag. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.